Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels nou met Stefan Nel, die gospelsanger. Ons praat 'n bietjie oor, jy weet wat hy doen deesdae, waar hy is, maar ons praat ook oor sy nuutste musiek. Goeiemôre Stefan. Goeiemôre, is baie lekker om by julle te wees. Dit is heerlik om jou by ons te hê. Stefan, waarmee hou jy jouself besig? Want as ek dit reg verstaan, dan het jy nie net een job nie. Nee. 'n Man met baie dinge, baie eisters in die vuur. Ja, nog altyd baie eisters in die vuur. Ek bestuur 'n events company. Ons doen dekor en furniture, Ja. meubels. So dis Ja. ons groot ding. Wow. Ek geniet dit omdat dit nog steeds kreatief is en ek nog steeds daai kreatiewe deel kan uitleef apart van die musiek. So dis wat ek doen in die week. Dan 'n naweek maak jy musiek. Ja, naweke maak ek musiek of wanneer ook al die geleentheid kom en ek dit wel kan doen, dan doen ek dit. Stefan, mense wat jou nie ken nie, waar kom hierdie liefde van musiek vandaan, jou reis in die musiekindustrie? Ek het eintlik as 'n jong seun op hoërskool was ek altyd betrokke by al die kultuur en revues en so dit het daar begin en toe het ek vir 'n paar jaar nogal baie gereis en dit gedoen en later het ek sê altyd het ek besluit maar ek wil huis speel. Ek soek 'n normale lewe waar ek 'n gesin het en ek 'n huis het en honde en toe het ek dit bietjie meer na die kant toe geskuif. So nou doen ek dit omdat dit vir my liefde is en omdat ek regtig van dit hou. En ja, so nou is dit vir my baie meer ek sing ook die goed wat ek regtig wil sing en Dis 'n baie lekker plek om op te wees, né? Ja. As jou passie, jou inspirasie dieselfde ding is. Die mense geleentheid het om dit uit te leef ten spyte van die feit dat ander mense sê jy moet eers iets sê om op terug te val. Laat mense kan gemaklik genoeg wees om te sê my hart sê ek wil hierdie doen. My hart sê ek dis nie meer iets wat ek moet doen, dis iets wat ek wil doen. Ja, en dit is vir my so, dis elke oggend as ek opstaan of dit nou is as ek by die werk is, strong event decor wat ek doen, en of dit is om musiek te maak, altyd is my so lekker, ek het 'n passie vir albei, dis vir my lekker. Maar jy's nie net 'n solo kunstenaar nie, jy's ook deel van groepe. Hoe is die verskil daai vir jou in die sprong van solo kunstenaar tot deel wees van 'n band? Yes, dit was nogal 'n journey, soos 'n Engelsman sal sê vir my. In die laaste 2 jaar het daar soveel goed gebeur. Die bekende 80s band Cinema het my genader en gevra, maar hoorie, ons wil weer bymekaar kom, is jy bereid om Jared se deel te vat en die sanger van die band te word? So ek tree baie saam met hulle op. En ook 'n meer lokale or 'n band, The Weekend Society. En dis ons doen meer corporates, meer troues, daai tipe van ding. Dis vir my baie lekker. Die band en die live instruments is altyd so nice om te doen en dis net totaal en alle pret. Nou, vertel ons 'n bietjie van jou nuutste liedjie. Waar kom dit vandaan? Wat is die inspirasie? Waar kan mense dit kry? As dit u behaag, ek het nog altyd 'n groot voorliefde vir gospelmusiek. Ek was nog altyd baie betrokke in die kerk, maar ek het nie regtig baie gospelmusiek voorheen opgeneem nie. Dit was bietjie meer kommersieel Afrikaans en Engelse musiek. En toe het my pad met Sonet Bridges gekruis en sy het hierdie lied geskryf en toe sê dit vir my stuur, dis ek soos maar die woorde is as dit soveel dit vir my kom woorde gee vir dit wat in my lewe gebeur het. En die lied gaan oor daai moeilike tye wat ons elkeen in ons lewe deurgaan, maar om op die einde van die dag net te besef dat alles in my lewe in die hande van die Here is. Mense wil soms daai tye wegwens, né? Ja, en toe het ons 'n video gedoen en sommer impromptu met my hele gesin op die strand in Stilbaai, foto's geneem ensovoorts om die video te doen en ja, dis my baie spesiale lied en dit is op al die stromingsplatforms, iTunes en YouTube en al daai plekke, Spotify, waar hulle dit kan kry en luister. Wat hoop jy ervaar mense as hulle na die lied luister? Jy weet, mense sing altyd van 'n perspektief af, so jy sê dit vir jou baie beteken en die woorde dadelik tot jou te gespreek en so aan. En nou luister iemand, jy stel dit vry. Wat hoop jy is die ervaring van die luisteraar? Ek hoop dit is inspirerend. Ek wil iets doen en vir mense gee wat nie net mooi vir hulle klink nie, maar iets binne in hulle beweeg en hulle eie storie woorde aan kan gee.
Dit is vir my nogal nice. Toe ek ook net die lied vrygestel het, kry ek 'n boodskap van iemand wat ek so lank terug gesien het en sy sê, hoorie, ek het trane vanoggend want hierdie lied het soveel vir my betekenis asof jy alles kom vasvat het wat in my eie lewe gebeur het, omdat die woorde nogal so te doen het met dit wat ons elkeen deurgaan en ons elkeen was al op 'n plek waar dit vrek goed gaan en great gaan of waar ons verlies het of waar dit sleg met ons gaan en dan gaan ons deur daai seasons want dit hou nooit 'n seisoen is tydelik en of dit sleg is of goed is dit draai en dit word beter. Hoe voel jy oor die feit dat mense jou musiek luister? Dis daar buite. Mense kyk dit op die musiekvideo's. En mense word geraak daardeur, soos jy nou sê, mense wat vir jou terugvoer gee daaroor. Hoe laat dit jou voel? Ek bedoel, 'n mens maak tog musiek met die hoop dat dit 'n verskil maak. Wat maak dit binne in jou as mense terugkom na jou toe en sê, hierdie is die feedback, wat dit ook al is, maar die feit om te besef, maar ek is daar buite. Yes. Ek dink dis eerstens nogal daunting. Want jy sit 'n groot deel van jouself in jou hart daar. Dit is jy doen nie dit is nie iets wat apart is van jou nie. Dis deel van jou. Dis deel van wie jy is. Maar dis vir my baie lekker as dit positiewe terugvoer oor dit kry en ook om te weet dit beteken vir iemand iets. Dit is regtig vir my daar sal geen doel daaraan wees vir my om dit te doen as dit vir niemand niks beteken of dit net sommer net niks beteken en daar's geen waarde daaraan nie. So dis vir my regtig baie lekker om te weet dat mense daarna luister en vir my waar ek nou in my lewe is, as dit vir een persoon iets beteken, dan inspireer dit my om nog meer te doen en aan te hou. Ja, verseker. Wat lê voor? Kan ons nog gospelmusiek verwag? Is daar ander projekte? Ja, verseker. Saam met die bands waarin ek is, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, is daar definitief nuwe musiek vir my persoonlik, verseker. Ek wil graag nog gospel goed doen, maar goed wat ek regtig van hou, wanneer in die kreatiewe proses sif ons deur baie goed en gaan deur baie musiek wat ons na kyk en so, en as dit nie met my praat nie, dan wil ek dit nie doen nie, en wanneer ek self moet skryf en so, en dan is ek ook by In die Bos hierdie jaar, ek is deel van die bitterlekker segment van ontbytsake, so ons is weer hierdie jaar by In die Bos, wat vir my elke jaar nog 'n groot hoogtepunt is. Dis baie lekker, en soos jy sê oor gospel, is dit nie vir jou persoonlik 'n waarheid dra of betekenis dra nie, dan moet 'n mens eerlik wees, dan beweeg jy aan, en as jy voel daar's iets daar, dan maak dit spesiaal op jou einde. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie dat jy 'n draai kom maak. Het alle sterkte met hierdie nuwe liedjie as dit u behaag en mag jou In die Bosfees net 'n droom wees. Dankie. Nee, ja. Dankie dit. Stefan Nel, kyk gerus na sy liedjie, gaan laai hom gerus af op stroomdienste. Veral as jy 'n gospel fan is hierdie nogal 'n baie mooi enetjie. Ons is nou weer terug en dan gesels ons oor daai soetkoek sosiale media terugvoer.